My op die podium het ek 'n paar meetinstrumente. Ek is verstom om te sien hoeveel toerusting ons in die lewe gebruik om goed te meet. Ek het Vrydag aan pannekoek gebak en dan moet ek 'n koppie vol ingooi. Man, ek is lus om 'n bietjie meer in te gooi, maar dan gaan die pannekoek. Goed, ek so 'n bietjie van die punt af. Hierso, waarmee gebruik mense hierdie? Die meet afstand in millimeter of in sentimeter. Die Amerikaners is bietjie agter, hulle sukkel nog met inches. En hierdie, wat is die? Wat meet jy met hom? Temperatuur. Goed. En wat moet 'n mens, hoeveel grade moet 'n mens wees? 'n Mens? 37,5. Is ek reg? Goed, en dan het ek hier so 'n ander ouetjie. O man, dis 'n belangrike ene hierdie. Ek dink amper is nog 'n Weight Watcher skaal, is dit? Iemand sê is 'n buskruitmeter. Goed, so ons het allerlei instrumente waarmee ons meet. En ons is besig, daai ene gaan val as ek hom daar sit. So kom ek sit hom so. Ons is besig met 'n reeks. Ek noem dit die blou druk vir 'n gesonde gemeente. En 8 weke terug of 8 boodskappe terug, het was tussen in Paasfees en so aan. Toe het ek vir julle gesê die blou druk vir 'n gesonde gemeente, die oorspronklike gemeente, die eerste gemeente was die gemeente in Handelinge. Onthou julle dit? Handelinge 2. En daai gemeente het 5 kenmerke gehad wat die blou druk is, die toets vir 'n gesonde gemeente. So ek gaan aan die einde van my boodskap gaan ek vir julle 'n blaadjie uitdeel met daai 5 kenmerke van 'n gesonde gemeente. Dan wil ek hê jy moet daar vir my merk. Jy moet die liniaal vat en saam met my meet. Hoe gesond dink jy is hierdie gemeente? Maar ek wil ook hê jy met jou eie lewe meet daaraan. OK? Ek het dit ingevul self ook. Ek het self die meetinstrument opgestel, maar die blou druk gee die Here vir ons in sy woord in die Bybel. En mense is so versigtig wanneer dit by Christendom kom, maar ons evalueer en ons meet mekaar. Het jy al gehoor Christene, mense loop rond en sê, daai ou, ja, daai ou is warm vir die Here. Jy het dit al gehoor? Daai man, daai vrou, leef naby die Here. So per implikasie, daar's iemand wat koud is vir die Here en daar's iemand wat warm is. Daar's iemand wat naby die Here is en daar's iemand wat ver van die Here af is. So ons gaan dit naamloos doen. Jy gaan nie jou naam hier opskryf nie, maar ek wil jy moet dit invul. En dan ek het myne ook ingevul. En dan wil ek sommer net vir myself kyk. Hoe vergelyk dit? Ek doen dit want in die Bybel in Openbaring 3, die 7de brief geskryf aan die gemeente van Laodisense, doen Jesus presies dit. So vat jy Bybel en kyk saam met my. Ons gaan lees Openbaring 3 vanaf vers 14. En so terloops, op 'n Sondag gaan jy nie hier 'n mooi praatjie hoor nie. Ek gaan nie vir jou stories lees uit die Sarie of uit die huisgenoot uit nie. Ek weet nie wat lees die mense deesdae nie. As ons hier by mekaar kom, dan doen ons prediking uit die woord van God uit, vers vir vers, woord vir woord. So terloops, wie van julle kry my bywoner brokkies? Bywoner brokkies. Vers vir vers, woord vir woord het ek deur 1 Petrus gegaan. Ek het 5 maande al besig daarmee en elke maandag tot Vrydag het jy 'n bywoner brokkie gekry. En hierdie week sluit ek af met nommer 115, Vrydag wat kom. 115 en iemand wil hê ek moet aangaan. Ek sal nog dink bietjie daarna. Maar op dieselfde basis
ons kyk wat sê God se woord. Ek probeer, wanneer ek praat, namens, en dis 'n geweldige groot verantwoordelikheid, ek probeer namens God praat, en sê, wat sê sy woord. So kom ons lees. Openbaring 3, vers 14, skryf aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige, die ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm is, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie, en julle weet nie dat julle ellendig, beklaanswaardig, arm en blind is nie. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid kan bedek. En koop oogsalf om julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Vers 19. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Daar's vers 20, ek het dit op die bord, die verwysing. Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en met hom maaltyd hou en hy met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, elkeen wat ore het, wie het ore? Maak gou so, vat aan jou ore. Elkeen wat kan hoor, sê vers 22, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Wow, wat 'n brief. Jesus self aan die woord en skryf 'n brief vir die gemeente in Laodicea. Daar was 7 briewe en ons is vanmôre by die 7de brief. Volgende week gaan ek terug na hoofstuk 1 vers 1 toe en dan gaan ek met die Here se hulp en genade deur Openbaring probeer preek. Maar kom ons kyk, wat het die Here vir elkeen van die gemeentes gesê? Om op te som, vir Efese gemeente het hy gesê, gaan hierdie ene verby asseblief, Annelies, dan die volgende ene toe. Vir die Efese gemeente het hy gevra, is jy nog net so lief vir die Here soos aan die begin? Vir die Smyrna gemeente het hy gevra, is jy bereid om vir jou geloof te sterf? Vir die Pergamum gemeente vra hy, lyk julle anders as die wêreld? Vir die Thyatira gemeente vra hy, watse gewoontes het julle wat eintlik nie pas by 'n Christen nie? Vir Sardes vra hy, wat moet ek doen om julle wakker te kry? Vir die Philadelphia gemeente, gee julle genoeg om vir ander mense wat Jesus nie ken nie. En vir die Laodicea gemeente waarby ons vanmôre kom, is jy warm of is jy lou in jou verhouding met God? 7 gemeentes in Klein-Asië wat vandag Turkye is. Gemeentes, klein gemeentes, net soos ons gemeente. Maar dit is nie net 'n fiktiewe brief wat geskryf is, dit is mense wat in daardie dorpe bymekaar was aan wie Jesus 'n brief skryf. En elkeen van daai gemeentes is verteenwoordig die kerk van Jesus Christus, verteenwoordig 'n gemeente en die fases waardeur 'n gemeente ook gaan in sy bestaan.
Kom ons zoom bietjie in op die Laodicea gemeente. Wat beteken Laodicense? Die woordjie lou beteken mense en sense beteken die mense regeer. Die mense regeer. Die mense regeer. Klink dit bekend? Menseregte van ons dag. Ek gaan nou daarby kom. Dit is 'n stad wat deur mense regeer is. 'n Paar unieke kenmerke van die stad. Daar was 'n baie unieke skaapras in daardie omgewing wat 'n swart wol geproduseer het en hulle het 'n fyn wol tekstuur van hierdie skape af geskeer en klere gemaak daarvan wat oor die hele wêreld uitgevoer is. Nog 'n kenmerk van hierdie stad was gewees, daar was 'n medisinale salf wat hulle gemeng het en wat gehelp het om oogsiektes te behandel. En die derde kenmerk van hierdie stad was dat daar baie seismiese waterbronne in die omgewing was. Ek dink by Laodicense was dit gewees soos wanneer jy Rotorua toe gaan, né? Jy ry kom voor jy daar aankom. Daar is warmwater poele en bronne wat uit die grond uitkom. Ek was daar gewees so 'n klompie jare terug en daar's 'n foto van Pamukkale, dis naby Hierapolis. Daar's 3 Bybelse stede, 4 wat in die omgewing was van Laodicense. Dis Kolosse, Hierapolis en Laodicense. Dis 3, nie 4 nie. En wat uniek was van Laodicense is dat hierdie warmwaterbron se kalkinhoud was so hoog gewees. Dis ongelooflik mooi. Ek het foto's waar ek by hierdie kalkpoele staan. Die water het bo die berg gekom en soos wat dit in die berg afloop, slaan hy kalk uit die water uit en dan vorm hy hierdie warm poele waarin die mense natuurlike borrelbaddens wat dit vorm. Dis Pamukkale, jy kan gaan kyk op die internet. Hierapolis het 'n lieflike warmwaterbron gehad. Kolosse se water was koud. Laodicense, aan wie hierdie brief geskryf word, was die mees welvarende stad in die omgewing gewees. In 60 na Christus was daar 'n aardbewing wat die hele stad verwoes het. Maar die mense van Laodicense was so ryk gewees dat toe Rome finansiële hulp aanbied om die stad te herbou, toe sê die mense van Laodicense, "Shappies, ons het genoeg geld." En toe herbou hulle sommer self die stad. Maar hulle het een probleem gehad en dit is water. Hulle moes 'n aquaduk bou om water vanaf Kolosse te kry en die watervat van Hierapolis afgekom het, die warm water, teen die tyd wat dit by Laodicense gekom het, was dit lou water. Kom ons kyk 'n bietjie na die eras in die geskiedenis wat elkeen van hierdie gemeentes aanspreek, net om weer op te som. Die Efese gemeente het die apostoliese kerk, wat sterk was op lering, verteenwoordig. Dit was tot om en by 65 na Christus. Die Smyrna gemeente verteenwoordig die vervolgde kerk tot en met 300 na Christus, toe Konstantyn die kerk as 'n staatskerk afgekondig het. En die vervolging het opgehou. Die Pergamum gemeente verteenwoordig die dwaalleerkerk hier in die donker middeleeue 320 tot 600 na Christus. Ekskuus, die donker middeleeue is die Thyatira kerk, die volgende ene. Van 600 na Christus toe 1517 toe die Rooms-Katolieke kerk basies die hele Europa geregeer het, die boosheid van die Rooms-Katolieke kerk, die paus wat vergoddelik is en allerhande onreg wat gepleeg is in die donker middeleeue. Dit verteenwoordig die Thyatira gemeente. Die Sardes gemeente, kort na die reformatie, die Sardes gemeente verteenwoordig
die post-reformatie kerk. Die kerk het weggebreek, Luther en Calvin breek weg uit die Rooms-Katholieke kerk uit, en die reformatie, die protestantse beweging kom tot stand, maar vinnig het die kerk weer begin afkoel, koud word, tot die era waarin ons nou is, die die Philadelphia kerk, dit oorgeslaan, dit is hierso van die 18 en vroeg 1900s, toe die kerk begin sendingwerk doen het en uitreik het in die wêreld, en tot waar ons vandag is met die Laodiceense kerk, wat die lou kerk is. Terwille van tyd en om by my notas te hou, gaan ek dit vir julle lees. Hoe lyk die lou kerk? Die kerk van vandag wat deur menseregte geregeer word. Waar dit wat mense sê belangriker is as dit wat God sê. En ek het uit my kennis van kerkgeskiedenis en die wêreldgeskiedenis, het ek vir julle die wêreldgeskiedenis en die kerkgeskiedenis in een paragraaf opgesom. Ek gaan dit vir julle lees uit my notas, want ek wil hê jy moet sien wat aanleiding gegee het tot waar ons vandag is. En dan gaan ek vir jou 7 leerstellige valshede noem, wat vandag deel is van die kerk, wat maak dat die kerk waarin ons, en ek praat nie van ons gemeente nie, maar wat maak dat die kerk oor die algemeen op die oomblik lou is. Goed, kom ek lees vir julle, som gou op die geskiedenis. Die kerk het teen die einde van die donker middeleeue skole en universiteite gevestig waar mense opgelei is. Julle gehoor wat ek gesê, die kerk, al die universiteite, Oxford, Harvard, Cambridge, al die bekende universiteite in die wêreld wat daar vandag is deur die kerk begin. Christene. Ek moet met my notas bly, anders gaan ek te lank praat. Dit het daartoe bygedra dat industrialisering en opheffing van die mensdom uit die donker middeleeue, die sogenaamde Duitse Aufklaring, plaasgevind het. Hierdie opleidingsinstansies is later deur die staat gefinansier en nie meer deur die kerk nie. Akademiese standaarde en die sogenaamde wetenskaplike invloed het druk op die kerk geplaas om die kweekskole ook aan die sogenaamde wetenskaplike standaarde te laat voldoen. Gevolglik was daar nie plek vir die metafisiese of die bonatuurlike nie. Die wetenskapse uitgangspunt is, as dit nie bewys kan word nie, dan gooi ons dit uit. Gevolglik het goed soos evolusie, die skepingsleer dat God alles geskep het, vervang. Liberale teologie van veral Europa verdun die kerk tot 'n godlose instansie. Wat gebeur in die kerk? Die Bybel word nie meer aanvaar as die betroubare geïnspireerde woord van God nie. Die kerk leer vandag op ons universiteite en in die kweekskole dat die maagdelike geboorte nooit plaasgevind het nie en dat Jesus eintlik 'n buiteegtelike baba is en nie self God nie. Die kerk en die kweekskole leer dat die wonders van die Bybel is grootpraat stories deur 'n klomp disippels wat 'n ongesonde helder verering vir God en Jesus Christus het. Die kerk leer dat die Satan is eintlik maar net 'n bose invloed en die regte persoon nie, wat die mens eintlik in staat stel om homself te verbeter, en jy moet net nog 'n kursus doen en hierdie een dingetjie van Dale Carnegie en daai ene van hierdie een, en so gaan ons almal beter word,
totdat ons almal eendag aan 'n utopia van mense waar alles goed en reg en great en wonderlik is, sal wees. Die kerk en die wêreld val onder die valse lering van globale verhitting wat veroorsaak dat die skepping vernietig word, dat die aarde se temperatuur warmer word en dat die hulpbronne wat God in die skepping geplaas het nie genoeg is nie. Mans en vroue is gelyk, selfde geslag huwelik is aanvaarbaar, gay persone kan aangestel word as leraars, pastore, dominees, priesters. Daar's plek vir alles en almal. En daarom leef ons vandag in die postmodernistiese, of eintlik die meta-postmodernistiese era, waar niemand offend mag word nie. Ons moet ruimte maak vir alles en almal. Dis die Laodisense kerk geskiedenis era waarin ons vandag is. Klink dit bekend? Hallo? Daarom begin Jesus sy brief in die aanhef en hy sê die volgende. So sê, en jy kan maar al 4 vir my opsit, Annelies, hy sê, so sê die Amen, die geloofwaardige, die ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Hoekom is dit nodig vir Jesus om sy identiteit 4 keer te herhaal? Ek onthou toe ons Pretoria gebly het, toe my kinders nog redelik jonk was, hulle het 'n maat gehad. Hy het altyd gesê, hy is nou oorlede, wonderlike seun. Hy het altyd gesê, oom, ek beloof. Onthou julle? Ek beloof. Nou as hy gesê het, ek beloof, dan jy geweet het, is nie so nie. Glad nie so nie. Hier nou is die teenoorgestelde. Maar in Jesus se geval, hy begin 'n brief en hy sê, so sê die Amen, die geloofwaardige, die ware getuie. Hoekom doen hy dit? Hy probeer vir hierdie gemeente gesê, die valsheid waarin julle verval het, is in skrille kontras teen my, die Amen. 2 Korintiërs 1 vers 20 verwys na Jesus Christus, wat nie gelyk ja of nee is nie. Hy is die ja van God, die ja op al die beloftes van God. Daar's bitter min wat jy kan vertrou deesdae. Maar daar's een wat jy kan vertrou, dat wanneer hy praat, is hy die Amen. Hy is die getroue. Hy is die waaragtige. As hy dit gesê het, dan is dit so. Jy kan hom vertrou. Hy deur wie God alles geskep het. Kolossense 1 vers 15 tot 17. Het ek dit aangehaal daarso, Annelies, of het ek net die verwysing gegee? Nee, gaan net een terug asseblief. So in Kolossense 1 vers 15 tot 17 sê hy dat hy is die een deur wie God alles geskep het. Onthou julle Johannes 1 vers 1? In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Nie soos die valse leerstellings van ons dag wat sê dat God het sy seun Jesus, hy het hom geskep en toe deur hom die aarde geskep, soos wat die Jehovah's, die Mormone en baie ander valse godsdienste en sektariese bewegings leer nie. Nee, glad nie soos hulle nie. Nee, Jesus self God, die Amen, die waaragtige, die ware getuie van God. Dis 'n baie ernstige brief hierdie. Dis 'n brief hierdie wat die
hart en die wese van die kerk van ons dag aanspreek. En daarom het Jesus nodig om sy identiteit het Jesus nodig om sy identiteit 4 keer te herhaal. Al die ander briewe, die volgende een analise, het 'n aanmoediging om te sê, mooi so, julle dit en dit en dit en dit gedoen. Maar die Laodisense gemeente, 0. Geen aanmoediging nie, niks positief nie. Inteendeel, hy het 4 waarskuwings wat vir hulle gee, en ek wil hê ons moet na hierdie 4 waarskuwings kyk. Wat is die eerste waarskuwing? Hulle sê, en ek het die waarskuwings opgedeel in wat hulle sê, wat Jesus sê, en wat hy gaan doen. Het julle hom? So die eerste waarskuwing is, julle sê, ons is koud. En onthou, ons moet nou hierdie fout maak om te dink dat koud verkeerd is nie, want onthou, die stad van Laodisense het net lou water gehad. So hulle het gesmag na koue water of warm water. Daarmee kan jy iets doen. Hulle sê ons is koud of ons is warm. Maar wat sê ek van julle? Julle is nie koud of nie warm nie. Ek gaan julle uit my mond uitspoeg. In die Afrikaanse vertaling uitspoeg is 'n eufemisme. Weet julle wat 'n eufemisme? Hy versag dit eintlik. Kan ek vir julle demonstreer? Verskoon maar bietjie die grafiese aard daarvan, maar wat hy sê is Here, help ons nooit op daai plek te kom waar U gaan sê, ek gaan jou uitspoeg nie. Help ons. Tweede waarskuwing wat hy vir hulle gee is, hy sê, julle sê, dit staan daar, ek haal vir julle aan vers 17, ons is ryk, skatryk. Ons het niks meer nodig nie. Ek het 'n salaris, ek het 'n mediese fonds, ek het versekering op my kar en op my huis, en allerhande goedjies is in plek. Ek het God nie meer nodig nie. Klink dit bekend? Mense van Laodisense het presies geweet, want net 'n paar jaar voordat Johannes hierdie brief skryf, is die stad deur 'n aardbewing verwoes en Rome het geld aangebied en hierdie stad is ryk en sê, nee wat, ons het niks nodig nie, ons is alright. Wat sê Jesus van hulle? Julle is arm. Wat gaan ek doen? Julle moet liewer by my goud koop, wat deur vuur gelouter is, wat gesuiwer is, sodat julle uit julle eie selfvoldane onafhanklikheid kan loskom en by my ryk word. Mense, ons moet versigtig wees, want ons het so gesofistikeerd geraak vandag. Ons is so uit Suid-Afrika uit in Nieu-Seeland. Dit gaan maklik. We living the life. Hallo? Pas op! Dink is een van die redes waarom hierdie land so hoë selfmoordsyfer het. Hier's niks wat jy kan eet of byt of steel of breek of seer maak nie. Almal het net so lekker chill houding. Niks om voor te lewe nie. In die oomblik as daar 'n krisis kom, ek noem dit die papercut generation, dan bel ons, laat ek liewer nou nie daarop ingaan nie. Derde waarskuwing wat hy vir hulle gee, hy sê, ons kan sien, vers 18, wat sê Jesus vir hulle? Julle is blind. Julle daar by julle in Laodisense, onthou die stad was bekend daarvoor gewees dat hulle
oogsalf ontwikkel het om oogsiektes te behandel. Julle sê, ons kan sien, ek sê vir julle, julle is blind, kry van my oogsalf om aan julle oë te smeer. Dit laat my dink aan die wol wat vir Rooikappie gesê het, om beter te kan sien, my kind. Laaste waarskuwing, hulle sê, ons is mooi aangetrek. Dit in die agtergrond, onthou ek het julle vertel van die skape wat die swart sy wol geproduseer het, wat uitgevoer is oral in die wêreld, so hulle daar rondgeloop met hulle mooi klere, in die kerk, ryk, hulle kan sien, ons is fine, daar's niks fout met ons nie. Jesus sê vir hulle, julle is kaal, ek sien julle raak. Ek sien julle vir wat julle werklik is. Kom koop by my, wat sê hy, wat is die oplossing? Kom koop van my wit klere, sodat julle kan aantrek en die skande van julle naaktheid bedek word. Onthou, ons gaan net nou onsself meet. Is julle reg daarvoor? Onthou. Ons gaan onsself meet, ons gaan hierdie gemeente meet. Want dis wat Jesus hier doen met die gemeente van Laodicense. Wat is die gevolge? Die gevolge van hierdie waarskuwing. Nou in aanloop tot dit, wil ek gou net vir julle bietjie net deur 'n paar generasies vat. Dis nie op die skerm nie. Luister net, nee, gaan net eers bietjie terug. Luister gou mooi vir my. Ek het net gaan kyk vanaf die Eerste Wêreldoorlog tot vandag toe. Wat is die verskillende generasies? En hoe het ons gekom waar ons vandag kry? Want ons leef vandag in 'n generasie, in 'n tyd van entitlement. Almal wil voorregte geniet, maar niemand is bereid om die verantwoordelikheid na te kom nie. Selfs die Christene, ons wil almal vir onsself sê, Jeremia 29 vers 8, kyk wat 'n beloftes ek vir julle het, 'n goeie toekoms, en dis waar, maar weet julle wat, vir elke belofte wat God gee, is daar 'n voorwaarde. En ek is so bang dat ons as Christene in die entitlement van ons generasie ingetrek word en dink, dit moet met my goed gaan, ek moet oorvloed hê, ek moet gesond wees, maar is ons bereid om die voorwaardes na te kom? Kom ons kyk net gou na die generasies. Ons praat van die baby boomers. Hier sit 'n paar van hulle. Wie van julle is gebore tussen 1945 tot 1965? Goed, dis die baby boomers, né? Dis die mense, ek sien hulle kyk nou eers door rond, né? Hulle eers, man, hulle gewoonlik, dis die ouens wat hier in die Tweede Wêreldoorlog net in daai tyd gebore is, net daarna, die baby boomers in Amerika, toe hulle 4, 5, 6, 7, 8, 9 kinders gehad in Europa ook, want daar's baie mense dood na die Tweede Wêreldoorlog, en hulle moes baie kinders hê, so dit was die baby boomers. Toe 1965 tot 1980, dis Generation X. Wie is gebore in 1965 tot 80? Baie van ons, ek ook. Dis die mense wat onafhanklik begin raak. Dit is toe die Afrika lande wat onder Britse bewind was, uitgeroep het independence. Suid-Afrika het onafhanklik geword, baie van die Afrika lande het onafhanklik geword. Dis die tyd van die hippies hier in die 1970s. Nou ek was toe maar 2, 3 jaar oud gewees, maar die 1970s, waar die ouens net so allemaal lekker mellow, nog gezul, en hulle ry met 'n kombies rond, en hulle sit daar langs die see, en hulle party, en hulle kuier, en hulle is net minder gehinder, en lekker, niks. Julle weet waarvan ek praat, né? Dis Generation X. Dan van 1990 tot 2010, dis die millennials of Generation Z. Wie van julle is gebore van 1990 tot 2010?
van julle, né? Ek sien na agter ook. Hierdie generation, die generation Z of die millennials, is die wat die digitale revolusie beleef het, wat die internet ken, wat slimfone ken, dis die verbruikersgenerasie. Alles moet skielik gebeur. Pop hom in die mikrogolf, en as dit nie binne 30 sekondes warm is, dan is hierdie ding stikkend en oud, en ons vat hom terug. En nou leef ons in generation Alpha, gebore tussen 2010 en 2024, so dis die res, né? Dis die mense wat tegnologie en die fisiese integreer, die sogenaamde AI. Waarvoor staan dit? Artificial Intelligence. Dis mense wat dink dat hulle 900 mense se vriende op Facebook is almal hulle pelle. Dis die ouens wat se games speel? Nog of 'n paar games? Fortnite en Call of Duty, en dan dink hulle, ek is net so goed soos daai ou, en hulle sukkel om 'n onderskeid, pas op, hulle sukkel om 'n onderskeid te maak tussen die tegnologie en die werklikheid. Ek sien julle kyk my so. En dit is hoe ons gekom het waar ons vandag is. Wat sê die Here? En daarmee ek gaan nie daarmee afsluit nie, ek gaan met die positiewe afsluit, maar die waarskuwing wat hy gee, vir die gevolge, kyk daar saam in jou Bybel, hy sê, vers 19, ek bestraf, dis 3 woorde, sit hulle maar vir my al 3 op asseblief, ek bestraf hulle, ek tug hulle, en julle moet julle bekeer. Kom ons praat net gou oor hierdie 3 woorde. As mense lou is, as mense se verhouding nie die Here is wat dit moet wees nie, is daar een van 3 goed wat moet gebeur. Nommer 1, hy sê ek gaan julle bestraf. Bestraffing is iets wat net verband hou met mense wat nie 'n verhouding met God het nie. Want Jesus het klaar ons straf op hom geneem. Dank God daarvoor. Ons almal het die straf verdien. Ons almal het verdien om hel toe te gaan. Maar God het sy seun in ons plek gesit, en daarom sê Openbaring 21 vers 8, dat die wat bestraf word, hulle deel is in die poel van vuur wat brand, saam met die Satan en sy engele. Bestraffing is vir mense wat nie na God toe wil draai nie. Ek hoop nie sit iemand vanmôre wat weet, die Here praat met jou. Maar jy is nie bereid om jou lewe vir hom te gee nie. Dis wat met hulle gaan gebeur. Die tweede groep is die wat getug word. Ek kan nie by Jurgen se huis kom en sy kinders pak gee nie. Hoekom nie? hy trek sy hande op, hy sê go vir dit. Nee. Dis nie my kinders nie. Tug en dissipline is net vir God se kinders. Is dit lekker? Nee. Is dit nodig? Ja. En weet julle wat, die Here is besig in jou lewe, want as ek en jy lou geword het, dan gaan hy vir ons tug. Hy gaan ons dissiplineer. En wat is nodig? Derde plek, as jy lou is. Die Griekse woord wat hier gebruik word, maak dit 'n saak van groot erns en bekeer julle. Die Griekse woord is metanoia, dis die woord vir draai. As ek in een rigting geloop het, draai om, kom terug na die Here toe. Ons gaan onsself nou evalueer.
maar daar's 'n beloning. Daar's 'n prys. Hy sê in vers 21, elkeen wat die oorwinning behaal, wat sal met hulle gebeur? Die volgende ene analise. As jy die oorwinning behaal, gaan net aan die volgende ene, gaan nou terugkom na daai ene toe. As jy die oorwinning behaal, sal jy saam met my op die troon sit. Net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit. Kyk bietjie daarna. Ek wil hê julle met julle oog net weer op die wenpaal sit. Daar's 'n beloning wat wag. Daar's 'n hemel. Daar's iets om na uit te sien. Hallo? Hallo? Daar's oorwinning. Gaan net vir my een prentjie terug. Maar o wee my, as Jesus buitekant moet staan, buitekant die kerk, buitekant jou lewe, en hy moet klop. Hy wil nie buitekant staan nie. Hy wil binnekant wees. Saam met jou kuier. Hy sê daar, ek sal inkom en saam met hom maaltyd hou. Dit is 'n uitdrukking van vriendskap, van verhouding. Hoe lyk dit in jou lewe op die oomblik? Is hy binne? Of is hy buite? As jy lou is, hy klop. Ek wil nie buitekant wees nie, ek wil binnekant wees. Ons gaan onsself evalueer. Help gou vir my om uit te deel asseblief, Ewan en David sommer, julle lyk vir my soos twee goeie diakens hierso. Rian, wil jy net vir my daai penne daar agter op die verwelkomingstafel kry asseblief? En ons gaan daarmee afsluit. Moenie jou naam daarop skryf nie. Vat elkeen vir julle 'n evaluasievorm. Ek het dit op die bord ook hierso. Annelies kan dit vir ons daar opsit. Ek sal dit op die Facebook bladsy sit, sodat as mense wat hierna kyk, daarna wil kyk, dit ook kan gebruik. Maar daar's 5 kenmerke van 'n gesonde gemeente. Nou voor jy invul, voor jy merk, is al wat ek sê daarbo in die paragraafie, daar's 5 kenmerke van 'n gesonde gemeente. En ek wil hê, wat jy moet doen is, evalueer hierdie gemeente, maar evalueer ook jouself aan die hand van die volgende vraag. So, kyk gou almal vir my. Die eerste vraag. Het julle almal gekry? Almal? Goed. So die eerste vraag is, voordat jy 'n punt daar neerskryf, uit 5 uit. 5 beteken warm. 100%. 1 beteken baie sleg. Goed. Nommer 1, eerste toets vir 'n gesonde gemeente, dis 'n gemeente wat die woord van God bestudeer en lees. Wat dink julle in hierdie gemeente? Hoe getrou is ons aan God se woord? Hoe getrou is ons aan die bestudering van God se woord? Skryf daar 'n punt neer. 5 as jy dink dis baie goed, dan skryf jy 5 neer. As jy dink dis sleg, skryf jy 1 neer. Niemand se naam is op die vormpie nie. So dit is konfidensieel. Maar ek wil hier met 'n tweede punt vir jouself in jou kop sê. Hoe lyk dit in jou eie lewe? Hoe gereeld spandeer jy tyd in God se woord? Lees jy dit? As jy dit 7 dae 'n week doen, dan skryf jy vir jouself 'n 5 vir jouself. Moet dit nie neerskryf daar nie, net vir jouself. As jy 1 keer 'n week eet, hoe lank gaan jy bly leef? Nie lank nie, nee. So, gee net vir jouself ook 'n syfer. Tweede vraagie gaan oor fellowship, gemeenskap. Ek spandeer graag tyd met God se mense. Met ander woorde, ek kom elke Sondag. As jy elke Sondag in die diens is, dan gee jy vir die gemeente
'n 5. As jy net een keer 'n maand kerk toe kom, moet jy maar self besluit wat jy daarin skryf. Is julle met my? Evalueer jouself ook. Hoe gereeld spandeer jy tyd met God se mense? Kuier saam met ander Christene. Woon 'n bidhuur, selgroep, fellowship, kuier by. Nommer 3, aanbidding. Die Jerusalem gemeente het God aanbid in gees en in waarheid. Ek aanbid die Here in gees en in waarheid met my hele lewe. Let wel, dit is nie net om liedjies te sing nie, maar daar's balans in jou lewe. Jy is nie net Sondag wat jy die Here aanbid nie, maar jy aanbid hom saam met jou gesin, jy aanbid hom by die werk, jy aanbid hom as in jou kar ry, die manier waarop jy bestuur, jy aanbid hom. Jou hele lewe is 'n aanduiding van aanbidding. Onthou nou net eerstens die gemeente. Ek wil jy moet op die vorm net die syfer neerskryf wat jy vir die gemeente gee. Hallo? En dan jou eie kan jy vir jouself hou. As jy 'n tweede vormpie wil hê. Ek sien dan hulle 2 vormpies. Dis makliker. OK. So hoe dink julle aanbid ons die Here in hierdie gemeente? 5 of 'n 1? Derde vraagie. Ons uitreik na ander mense toe. Ek het 'n passie vir verlore mense om hulle na Jesus toe te lei. Dink julle dis 'n kenmerk van hierdie gemeente? Kom ons evalueer net die gemeente. Is hierdie gemeente in sendingwerk betrokke? Gee ons om vir mense wat op pad is hel toe? Doen ons enige iets om mense van Jesus te vertel? 'n 5 of 'n 1? Ook vir jouself, wanneer laas het jy iemand anders van Jesus vertel? Of doen jy dit nooit nie? Goed. Laaste ene, gebed. In hierdie gemeente, in hierdie kerk, spandeer ons genoeg tyd in privaat en gesamentlike gebed. Is daar bidure, is daar nagte van gebed, is daar tye waarin ons die Here se naam aanroep in die diens? Kom ons by mekaar om te bid. Hoe gereeld? Wat gee jy vir die gemeente? 'n 5 of 'n 1? En dan in jou eie lewe. Hoe gereeld bid jy? Elke dag? 5. Een keer 'n week, een keer 'n maand, dan is dit 'n 1. Jy sien, ons moet onsself heeltyd wat? Meet. Ek wil ook ons gemeente meet. Jesus meet ons gemeente. En vir my as leraar en herder van die gemeente help dit om te weet hoe gesond is ons gemeente, watter areas is daar waarin ek moet werk as herder, as leraar van die gemeente. Sal julle vir ons dit opneem asseblief? David, Ewan, neem dit vir ons op. As julle graag wil weet wat is die uitslag, moet ek julle laat weet. Goed, ek sal dit vir julle stuur. Ek het my eie een ingevul terwyl ons dit opneem. Ek het vir die gemeente, nee, gaan dit nie sê nie. So maal dit met 4, die totaal, ek hoop julle het dit ingeskryf, anders moet ek dit gaan doen. Skryf die totaal neel en maal dit met 4, dat ons die persentasie kan sien. Staan almal met 5. Dan het ek die verkeerde ene gedruk, want ek het later besef is 'n fout. Toe het ek dit verander na 4 toe. Ek gaan dit oordoen.
Gelukkig is my vrou 'n boekhouer, sy gaan my help. Goed. En so sluit ons af met die 7 gemeentes. Ek dink dis amazing. Wow. Hierdie woord, die Bybel, baie spesiaal. Volgende week gaan ons terug na hoofstuk 1 vers 1 en ons gaan deur Openbaring begin preek, moet dit nie mis nie. As die Here nog nie gekom het volgende Sondagoggend 9:30 nie, dan gaan ek wees by Openbaring 1 vers 1. Ek hoop jy gaan ook hier wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, die Bybel. Dankie dat u met ons praat. U weet waar daar leemtes in ons gemeente is. U weet waar daar leemtes in my eie lewe is. Help my, Here. Help ons, want ons wil graag u verheerlik. Ons wil 'n gesonde gemeente wees. Ons wil gesonde kinders van die Here wees. Ons wil nie lou wees nie. Ons wil warm of koud wees. Dankie dat u vir ons die toerusting gegee het om te kan wees wat u wil hê ons moet wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen.